Goeiemôre. Kort video op 14 Oktober vir 'n paar refugee vrae. Refugee lewe in Amerika se vrae en antwoorde. Die eerste vraag: if you have a divorce decree, will you still need a marriage certificate? No, once you have a divorce decree, obviously cancel the previous marriage. That's the latest document, so it will show. If you want to bring in the marriage document with you, because it will show that you're now divorced from this person, so that they cannot later claim anything on you or try to come with you on the same thing, especially want to come alone. Ek het ook verder gesien, iemand vra, ek is 2 keer geskei, moet ek 2 divorce decrees bring? Dis die beste, bring hulle al 2, sodat hulle kan wys dat jy nie meer, daai persoon is nie meer saam met jou nie. So onthou, kyk wat die nuutste situasie van jou lewe is, wat sit op die oomblik, en maak seker daar's papierwerk om dit te cover, veral met geboortes, met troues en met skei en so aan, dat hulle kan sien waar is die prentjie volg en hoe het jou naam verander en al die tipe van dinge, dit verstaanbaar is, want jou geboortesertifikaat is jy van 'n Merwe, maar jou van is nou Botha byvoorbeeld, en so jy moet wys hoekom het dit verander en waar dit verander. En daarna as jy geskei en is nog steeds Botha, en nou is jy weer getroud en is nou van Rensburg en jy is weer geskei en is nog steeds van Rensburg, of jy het teruggevat na van 'n Merwe toe of so iets. So elke keer as jy 'n naam verander, amptelike dokumentasie moet saamgebring word daarvoor, want onthou, hulle moet volg die lyn, hoe dit gekom het waar jy vandag is, met jou naam, spesifiek met jou naam, en wie is met jou geconnect, as 'n gesin, jy weet. So dan, die Green Card Lottery, Diversity Visa program, dis nog nie oop nie, ek het weer nou net gekyk, dis nog nie oop nie, onthou om te soek, as jy kyk, 2027, moenie enigiets anders vat, dit kan nie die 26 een is lankal toe, obviously 25 is toe. So jy moet kyk vir die 2027 Diversity Visa program en sy instructions. Dis nog nie oop nie. Ek sal 'n video maak sodra ek sien is oop anyway, en vir die mense help bietjie met min of meer informasie te gee. Dan het iemand gesê hulle daarin gaan kyk en hulle het gesien, maar hulle man is 'n plumber, dit gaan nie kwalifiseer vir die Diversity Visa program nie. Dis nie waar nie. Want jy gaan nie noodwendig as jy hier kom 'n plumber wees nie, of 'n spesifieke job nie. As jy hier kom met 'n green card beteken, jy kan enige plek gaan leef en gaan werk. So, moenie worry oor, jy iewers gesien het 'n sekere job category kwalifiseer nie. Doen jou aansoek, want die system en hulle checks daarna sal jou reject as jy sekere kwalifikasies nie het vir die Diversity Visa program nie. So doen net die aansoek. Onthou ook, die aansoek is verniet. Jy moenie iemand $200 of whatever dollar betaal vir die saak nie, en niemand kan dit namens jou doen nie, jy moet dit persoonlik doen. Okay? Maar ek sê hulle meer detail gee as daarin oopmaak en hy is beskikbaar. Ek vermoed hy sal seker eers oopmaak as die klomp demokrasie so besluit om op te hou met hulle politiek in die government oopmaak. Iemand sê hulle sien die medies is vreeslik duur hierso, en dat iemand moet net 1 salaris gaan, die meeste van sy salaris net aan medies moet spandeer, en hoe gaan jy vir die gesin kan sorg met 1 inkomste? Daai is nie waar nie. Ek weet nie waar jy gesien het dat die medies so duur is, dat 'n hele salaris opgeëet word net met die medies nie. Dit hang af van waar jy jou medies kry en wat se maatskappy. My medies byvoorbeeld vir die hele gesin is $250 'n maand, that's it. So jy kry medies wat jou $600 'n maand kos of whatever, maar dit hang af wat se medies jy kies en jy moet net rondshop, maar dat is definitief nie 'n medies wat so duur is dat 1 ou se hele volle salaris gaan net gebruik word om medies te cover nie. Ek weet nie, as jy so duur medies het, ek weet nie of dit spesifiek is vir, ek weet nie, wat kan dit wees nie, wat dit so duur kan wees, maar ek het nog nooit gesien nie. Hoopelik as jy so duur medies het, is daar iemand wat elke dag na jou huis toe kom en jou tande kom borstel en jou toenails vir jou kom sny. My man het 'n e-mail gekry
En in die e-mail is gevra dat hy sy info moet gee van sy hoogste kwalifikasies en sy salaris tans in dollars. En daar was 'n keisnommer saam en dit lyk of dit van die refugee program afkom, maar ons is nie seker nie, moet ons gaan antwoord of nie. Dit hang af. As hierdie die heel eerste e-mail is wat julle van enige iemand kry af vir die refugee program, dan dink ek nie dis reg nie. Hulle gaan nie vir jou onmiddellik vra wat is jou salaris op die oomblik en wat se kwalifikasies en so het jy nie. Ek's nie seker nie. Maar as jy al met hulle kontak gemaak het en hulle het jou sê, okay, hier is nou begin onderhoude set up en al die, en is van dieselfde e-mail af, obviously kan jy hulle volg. Nou ek is nie 100% seker van daai een nie. Weet ek is nie in Suid-Afrika om te sien wat se e-mails kry die mense, wat se kommunikasie kry hulle nie. So as daar iemand is wat deur die program al is, wat ver deur die program is, wat die soortgelyke e-mails al gekry het en hulle het gerespond, kan jy hulle miskien 'n antwoord gee. Maar iets klink nie vir my reg nie. Dit kan net so wel reg wees, so ek kan nie vir jou sê ja of nee nie. As jy sê dit lyk of dit kom van die refugee mense af, stuur vir hulle. As hulle begin snaakse vrae daarna vra, dan moet jy miskien blok. Niks gaan jou keer om net vir hulle my antwoord te stuur, sê my hoogste kwalifikasie is dit en dit en dit nie. Ek weet nie hoekom hulle spesifiek so iets nou gaan vra nie. Dan, iemand vra vir 'n persoonlike vraag, waar was ek op skool? Pretoria, ek het kos begin daar, toe ek laerskool gejoin het, Generaal Andries Brink Laerskool daar in Voortrekkerhoogte. Toe trek ons Rustenburg toe was ek in Rustenburg Laerskool vir 'n jaar, en toe Bloemfontein toe. Ek was in Bloemfontein by Dr. Visser Laerskool, net buitekant Bloemspruit Lugmagbasis. En hoërskool was ek in JBM Hertzog Hoërskool in Bloemfontein, standaard 6 en 7. Toe trek ons Pietersburg toe, daar was ek in Tonal D skool vir dowes. Hoër tegniese skool Tomno D in Pietersburg het ek standaard 8, 9 en 10 klaargemaak. Dis my skool, en my universiteitjare was nie in Suid-Afrika nie, dit was hier in Amerika, University of Phoenix, ek het daar my associates en my bachelors en my master's degree klaargemaak. So dis my skooltye. Ek het eers met my universiteitsgraad begin toe ek wat 44 is, 43 of so. Ek sal dit aan niemand aanbeveel om eers te wag tot jy 43 is om voltyds te studeer terwyl jy voltyds werk nie. Hier is baie werk. As jy kan, maak dit direk na skool. Vir al die jong mense, as jy die vermoë het om direk na skool, universiteit klaar te maak dit klaar en kry dit agter die rug. So, kry 'n mens Aromat en Oxtail of Baker koekies in Amerika. Kry nie Aromat nie, kry soortgelyke goeders. Oxtail, ek weet nie of jy praat van net Oxtail, die vleis self, jy kry dit oralste, maar seker tipe van Oxtail mix. Ek het nie so iets spesifiek gesien nie. Bakers koekies. Ja, as jy koop by Suid-Afrikaanse winkel en baie duur betaal, so daai tipe van Suid-Afrikaanse produkte, spesifiek Suid-Afrikaanse produkte, jy kry van dit in Amerika, as jy dit gaan online koop by Suid-Afrikaanse winkel. Jy moet net voorbereid, jy gaan baie betaal daarvoor, want die ons maak hulle byt jou uit, want hulle weet jy soek dit, dan sit hulle hoë pryse daarop. Wanneer gaan 'n refugee sy belastingnommer kry, sodra as jy jou social security kaart kry, dan dis jou belastingnommer ook. So jy gaan dit eers kry as jy in Amerika is, jou social security kaart, want as jy jou kaart het, dis jou belastingnommer, en dit gebruik jy as jy nou aansoek doen vir werk, en hulle sit dit op jou W2 vorm, wat jou tax vorm is, en al die tipe van ding, so jy begin werk. En dan belasting hierso by ons, die einde van Januarie elke jaar, moet die mense by wie jy werk, hulle moet jou belastingvorms gee op die laaste dag van Januarie, dan jy tot die so vroeg April het jy kans dan om jou belasting in te vul en in te stuur. So ek kry gewoonlik al my papiere die laaste week in Januarie. Sodra ek alles het, is nou soos my taxvorms van my werk en my taxvorm van die bank af vir my mortgage. Dis about al. Sodra ek daai vorms het, dan gaan ek online
op 'n online system en ek doen my tax myself. Dit vat my so 1/2 uur en gewoonlik as ek dit instuur so 2-3 weke daarna as hulle my enigiets skuld, dan kry ek die check. Of as ek hulle iets skuld, dan betaal ek dit sommer net daar. Maar gewoonlik die eerste klomp jaar dat ons hier is, het hulle my altyd geskuld. Want ek het 'n dogter op skool gehad, so ek kry tax breaks vir kinders op skool en al die tipe van ding, so noodwendig hulle gaan jou iets skuld. Eers wanneer jy hulle begin skuld, is wanneer jy nie meer kinders op skool het nie en jy betaal nie al die tax wat jy moet betaal elke maand nie. Dan skuld jy hulle ietsie. Maak net seker jou maatskappy by wie jy werk, doen die taxvorms, die aftrekkingsreg dat jy nie hoef in te betaal by einde nie. So, dis hoe die tax werk. Dis dan al die vrae wat ons het vir vandag vir die refugee program en lewe hier in Amerika. Gooi nog vrae onder op hierdie video, dan sal ek kyk so, wat's vandag? Ek sal eers weer Sondag, miskien, vrae kan antwoord. Ek sal moontlik Sondag 'n live kan doen. As ek dit kan doen Sondag, sal dit so wees 6 uur die aand Suid-Afrika tyd. Nie tussen 5 uur en 7 uur die aand Suid-Afrika tyd Sondag. Sal die eerste keer wees wat ek weer live kan doen. Ek kan nie vir julle beloof nie, want ek gaan oor en môre Texas toe en ons kom Saterdag terug, so dit hang af van hoe dinge besig raak. As die government oop gaan intussen tyd daar, moet ek dalk Sondag gaan vlieg anyway. So ek sê dit laat weet en ek sê hulle anyway 'n waarskuwing gee as ons 'n lewendig een gaan doen hier by Sondag rond. Maar tot dan, geniet die dag verder. Totsiens.